Almighty God, we bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your throne. Hallelujah. Dankie Here. Hallelujah. Jesus, breek Satan's banner. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Here wees vir ons 'n skilplek. Here trek ons onder die bloed van Jesus. Here, dankie vir die teenwoordigheid in ons lewe. Al die lof, al die eer kom net die Here Jesus toe. Here Jesus, elke bose plan van Satan sal misluk in Jesus naam. Wees vir ons 'n skilplek, Here. Here Jesus, reinig my, red my, Here. Here, elke woord wat uit my mond sal kom, sal van U afkom en nie uit myself uitneem. Here, lei my in Jesus naam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. grote naam. Hallelujah. Verjaarlijk als een grote naam. Halleluja, halleluja. Dank je, Jesus, verjaarlijk. Dank je, Jesus. Vandaag praat ik oor be set apart. Right, ek gaan 'n paar skrifte met julle deel. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Right. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Be set apart. Right. Vermaning teen heidense invloed. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God.
Hy lewe die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg, en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig. En ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toegewy. En in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toegewy. Ja, dan is hy nog geskryf. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei en as julle ten minste gesmaak het, dat die Here goedertieren is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Ja. So. Ons moet nie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Ons moet nie unequally yoked wees nie. Want hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Ons kan nie soos die wêreld vertoon nie. Ons kan nie. Ons moet anders wees. Soos, hoe kan jy, soos as daar 'n onheilige video of iets rondgaan, en nou sê jy ook sommer, ek wil ook sien. Daai is jou vlees, dis jou vlees. Jou vlees wat ook wil sien. Die woord van die Here sê vir my onheilig en sinlose praatjies. So jy moet nie eers deel hê aan dit nie. En dis een van die redes hoekom as jy 'n gospelsanger is of as jy die lof van die Here verkondig, jy kan nie net met enige een collaborate nie. Net omdat hulle 'n groot following het of wat nie. If you are not submitted to the Most High God, Jesus, as jy nie submitted is aan die Here nie, dan ek stel nie belang om met jou te collaborate nie. Ons moet set apart wees. Ons kan nie soos die wêreld leef en dink en beweeg nie. As die kerk uit is, dan gaan jy ook mos maar dans toe en jy leef, gaan ook maar aan met jou sondige lewe, maar jy's 'n koningskind. Jy's gered en jy's verlos. Be set apart. Kom van hulle af weg, sonder julle af, sê die Here. En moenie
wat onrein is aanraak nie, dan sal hy julle aanneem. Dan sal hy vir julle soos 'n vader wees. En dan sal ons vir hom soos seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Ek praat spesifiek met mense wat sê hulle is gered en verlos, met die kerk van die Here. Ons kan nie soos die wêreld lyk nie. Ons kan nie soos die wêreld dink en praat en beweeg nie. Laat die Here jou mind renew your mind by the reading of the word. Jy kan nie soos die wêreld wees nie. Be set apart. Be set apart. Daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore en kosbare hoeksteen. En die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, as hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat deur die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot, en 'n rots van struikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, om waarvoor hulle ook bestem is. Stamp omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Jy's 'n heilige volk, so jy moet heilig leef. Dit maak saak hoe jy leef. Dit maak saak wat jy dink. Dit maak saak die tipe musiek wat jy luister. Dit maak saak wie jou besties is. Dit maak saak. Dit maak saak met wie jy collaborate. Dit maak saak. Dit is baie belangrik dat mense submit tussen die Here as hulle met jou collaborate. Dit maak saak. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Jy's uit die duisternis geroep. So jy kan nie aan mekaar wil teruggaan na die duisternis waar God ooit geroep het na die leefstyl toe nie. Jy kan nie aan mekaar wil teruggaan nie. Jy's uit die duisternis geroep. Ja, jy kan vriende hê wat nog nie gered is nie. Maar jou tyd wat jy met hulle spandeer, moet jy limit. Jy kan ongeredde vriende wees en jy kan vir hulle bid. Jy moet vir hulle bid, dat die Here hulle redding verlos. Maar jy moet wakker en jy moet waaksaam wees. Want as jy iemand in jou close circle het wat nie submit tussen die Here nie, as hy in 'n vessel vir Satan en hy kan jou influence sonder dat jy dit eens agterkom. So, wie in jou close circle is maak saak. That's why have friends that is submitted to the Lord. Thank you, Jesus. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ja. So daar kan nie vennootskap tussen reg en onreg wees nie. Geen gemeenskap tussen lig en duisternis nie. Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Jy kan nie
dieselfde belange hê as 'n ongelowige nie. Want die as 'n nuwe mens in Christus. Die Here het jou belange verander. Die Here het jou The desires Bluetooth verander. device is ready to pair. Ja. So, be set apart, né? Mag julle op mooie en geseënde dag hê, die Here seën. What would Jesus do? Kry die mind van Christ, kry die gesindheid van Christus. Be set apart. Kom by die Here uit, mense.